Weet jy hoe graag die Here wil hê dat ons vervul sal wees met sy Heilige Gees? Dis die Pinksterboodskap. Dat die Heilige Gees gekom het om ons lewens te vervul en ons fonteine te maak wat oorloop van God se liefde. Ja, fonteine wat 'n kragtige uitwerking en 'n impak op die wêreld maak. Wat maak dat 'n woestyn begin verander, skryf Esegiel 47. Dat hier groen bome, vrugtebome, lewe begin opspruit uit hierdie dooie sand uit. Dis wat die Here kan doen, dis wat hy wil doen. Hy wil mense se lewens nuut maak, hy wil ons lewens vrugtevol maak, hy wil ons lewens kom genees. Daarom is die blare, skryf Esegiel 47, tot genesing. As jy daardie blare op jou wonde sit, word jy gesond. Ja, die Here wil deur sy Gees ons trooster wees, wat ook ons helper is, wat vir ons help om deur die swaar en deur die krisisse, deur die probleme te kom, en wat vir ons help om beter aan die ander kant uit te kom, wat vir ons wil help om gesond te word, na gees, siel en liggaam. Ons wil by hierdie geleentheid stil staan by die groot vraag, is jy vervul met die Heilige Gees? Is jy seker dat die Gees van die Here jou lewe vervul en beheer? Of twyfel jy? Of is jy nie heeltemal seker nie? Wil jy nie dan by hierdie geleentheid, hierna of nou, terwyl ons hieroor praat, met die Here regmaak? Vir hom sê, hier is my lewe, hier is my hart, Here kom verander my, maak met my soos wat U wil, ek wil my oopstel dat U Gees in my lewe kan werk en my kan verander om al meer soos Jesus te word. Weet jy, dis God se begeerte en dis wat hy in hierdie Pinkstertyd vir ons wil kom doen, as ons fokus op die koms en die uitstorting van die Heilige Gees. Ons wil vir jou nooi, as jy vrae hieroor het, of as jy hierdie boek oor wanneer die Heilige Gees werk, as jy hierdie boek wil bestel, ek het verlede keer oor hom gepraat, wat verduidelik, wat sê die skrif oor die Heilige Gees as derde persoon van die drie eenheid, wat is sy vrug, wat is sy gawes, wat is sy werking, hoe kan ons hom beter leer ken, hoe kan hy kragtiger in ons lewe werk? Hier's Bybelstudie materiaal by, baie groepe gebruik dit ook, 'n hoofstuk en dan bespreek hulle die vraag daarna. Kry gerus hierdie boek en bestel hom by ons. Ons telefoonnommer hier is 079 195 1586. Die nommer is weer aan die einde ook beskikbaar. Jy kan ons volg, ons nooi jou uit ook om op sosiale media te sê dat jy hou van ons en dat jy deel is van die span, dat jy ook die boodskappe kry, as jy wil, kan jy dit ook vir ons vra. Dan stuur ons elke dag vir jou 'n bemoedigende boodskap. Maar volg ons gerus op sosiale media, op Instagram en Facebook en ook op X. En hierdie boodskappe, hierdie ene en al die ander, is beskikbaar op YouTube. Stuur die skakel vir mense. Gaan luister dit weer 'n slag. Vertel vir mense wat nie ernstiger boodskappe kan kry nie, wat nie by die kerk kan uitkom nie. Dank die Here vir die voorreg om op YouTube ook mense se lewens te sien verander en te hoor van wonderlike getuienisse van wat daar gebeur. Hierdie week weer gehoor van iemand wat vertel en wat net oorloop van wat die Here in haar lewe gedoen het en haar verander het. En sy kan nie glo hoe die Here vir haar geseën het nie. Selfs 'n boodskap ook van mense van dwars oor die land. En mag die Here vir jou ook gebruik om ander mense te vertel en vir hulle tot seën te wees. Ek het sê ons wil praat oor geesvervulling. En ek het vorige keer net so 'n bietjie genoem oor hoe ek ontdek het, ek is nie geesvervuld nie, want ek onkundig is oor die Heilige Gees, en dat ek eintlik weerstand het teen die Heilige Gees, en daarom was ek frustreerd in my geestelike lewe, want ek probeer nou 'n Christen wees uit my eie krag. En nou wil ek vir jou sê, 'n mens kan nie 'n Christen word sonder die werking van die Heilige Gees nie. Maar 'n mens kan ook nie 'n Christen wees sonder die werking van die Heilige Gees. Jy kan nie Christelik lewe en oorwinnend lewe en sonde oorwin en 'n kragtige getuienislewe leef sonder die Heilige Gees nie. En dis waarom die Gees gekom het. Jesus het sê, dis vir julle beter dat ek weggaan, want as ek kom, stuur ek die helper, en hy gaan julle help. Hy gaan altyd by julle wees. Hy gaan vir julle in staat stel om te doen, ver bo wat julle kan bid of dink. Hy gaan vir julle in staat stel om wondere te doen. Dit wat jy nie kan doen, nie gaan hy deur jou doen. Vertrou die Here, stel jou oop dat sy Gees die beheer kan kom oorneem. Weet net dat hy besig is met jou, omdat hy jou lief het,
iets beters vir jou bedoel het, as 'n val en opstaan en 'n droë geestelike lewe. Ek onthou in my eie lewe hoe frustreerd ek was, dat ek nie sonde kan oorwin nie. Ek is 'n Christen, en dan sukkel ek met my hier meer, en ek sukkel met sonde, en ek kry nie oorwinning daaroor nie, en ek probeer al harder, en ek probeer al meer sweer en pleit, en sê, Here, ek sal dit nooit weer doen nie, en dan struikel ek weer, verloor ek weer my hier meer, stel ek weer te leer. Vandag weet ek, eers toe die Heilige Gees my lewe se beheer oorgeneem het die vrug van die Gees in my lewe na vore gekom. Die vrug van geduld, lankmoedigheid, selfbeheersing. As die Gees jou vervul, sal sy vrug in jou lewe verskyn. Jy sal die bewys sien in hoe jou lewe verander om al meer soos Jesus te word. Maar daar was ook 'n ander probleem. Ek het nie die wil van die Here geken nie. Ek verstaan nie wat is sy wil nie. Ek kan nie sy stem hoor nie. Ek weet nie, is dit nou my gedagtes? Is dit die Here se gedagte? Is dit die Gees wat dit sê? Of is dit my eie gedagtes? Of is dit dalk die duiwel wat dit sê? So ek het hierdie onsekerheid oor, wat is die wil van die Here? Moet ek nou soontoe gaan? Moet ek nie dit doen nie? Of moet ek soontoe gaan? Moet ek hier wees? Moet ek dat doen? Moet ek dit vir hom gaan sê? Of moes ek dit nie liewers nooit gesê het nie? Al hierdie onsekerhede en hierdie stryd in my binneste. Dit is nie hoe die Here bedoel het 'n Christen met vrede moet lewe nie. En die ander grootste probleem was, ek het my lewe vir die Here gegee toe hy my geroep het en gesê het, ek het vir die Here gesê, hier is ek, gebruik my, ek wil u diensknegt wees, ek wil u getuie wees, gebruik my soos wat u wil. Here, hier is ek, verander my, maak met my soos u wil, ek wil mense van u vertel, ek wil na u toe lei, en hier is ek al deur al my studiejare, en ek bely voor die Here dat ek nog nooit iemand na hom toe gelei het nie. Ek hoor van my maats wat vertel van mense wat na hulle toe kom, en hulle kom tot bekering, en hulle bid saam. Here, hoekom kry ek dit nie reg nie, ek wil so graag. Vandag weet ek, dat as die Gees van die Here jou vervul, maak hy jou 'n getuie. Maar uit jouself kan ons nie. Uit onsself is ons skaam, is ons bang, is ons minderwaardig. Dink ons allerhande negatiewe goed. Is ons vol verskonings en getuig ons nie. Maar julle sal krag ontvang, Handelinge 1:8, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Wat is vervulling met die Heilige Gees? Party mense dink vervulling met die Gees is hierdie spesifieke ervaring. Hy sê iemand vir my, sy het so bid al so lank dat die Heilige Gees hom vervul, maar hy wil nie. Ek sê, hoekom wil hy nie? Dit is sy begeerte, hy wil. Hoekom sê hy wil nie? Ja, maar ek kry nie daai gevoel nie. Ek word nie so en so en so nie, en ek kry nie dit en dat gedoen nie. En so jy sit en wag vir 'n gevoel en 'n ervaring, en dan sê jy, nou glo ek dat die Heilige Gees in my is. Hoe weet jy is die Heilige Gees? So jy sien, die punt is, vervulling met die Heilige Gees is nie maar net 'n ervaring nie. Dis die gevolg van die beheer wat die Heilige Gees oorneem. Dan is daar vrede of vreugde of blydskap of opgewondenheid of 'n nuwe taal of insig of wysheid en woorde wat jy nie uit jouself geken het nie. Waar hy profeties deur jou praat en vir mense woorde sê wat uit God is. Dis die geheim. Die geheim is dat ek en jy moet weet dat die Gees die beheer van ons lewe moet oorneem, en dan sal ons, as ons hom gevra het, in die geloof, met hom saam lewe, sien hoe dat hy kragtig deur ons werk. So dis nie net 'n belewenis of 'n ervaring of 'n emosie nie. Dis nie een of ander manifestasie, dat ek een of ander iets moet aanvang of wat, en dan is ek vervul nie. Nee, dis 'n ooreenkoms. Soos wat jy vir Jesus gevra het om jou sondes te vergewe en jy glo dit. Jy het die Heilige Gees gevra om jou te beheer en jy glo dit. Want dit is sy begeerte, hy doen dit onmiddellik. Dank die Here toe ek daai aand dat ek so geworstel het en gesê het, Here, ek kon nie opstaan nie, want ek was nie seker of ek vervul is nie. En ek het nog nooit met die Heilige Gees 'n ooreenkoms gemaak en nooit met hom gepraat of vir hom gebid of vir hom die reg gegee om my lewe te beheer nie. Maar ek wil u dit nou vra. Gelukkig het die dominee gesê, as jy vir hom vra, dit is sy wil, dit is God se wil, dit is sy begeerte. As jy vra dat die Heilige Gees die beheer van jou lewe oorneem, sal hy dit doen. So die volgende sin wat jy dan bid as jy gevra het, is dankie Heilige Gees,
dat hy my vervul het. En dan kan daar later aan, kan die gevolge en die emosie en die vrug kom en die gawes. Maar jy gaan nie eers sit en wag en dan omdat iets gebeur het, nou glo jy nie. Dit werk andersom. Daarom staan daar in Efesiërs 5 vers 18, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. So, jy sien in hierdie gedeelte is daar 'n baie duidelike beeld wat gebruik word van alkohol en dronkenskap, wat eintlik gebruik word as 'n voorbeeld van wat dit beteken om vervul te wees met die Heilige Gees. Nou jy weet, as iemand onder die invloed van alkohol kom, en hy het te veel gedrink, en hy is onder die invloed van alkohol, dan begin hy anders word. Dan begin hy vrymoedig raak. Hierdie teruggetrokke skaam in sy dop gekruipte mannetjie staan nou op, en hy praat luidrigtig, en hy hou toesprake, en hy wil met almal se pel wees, en hy praat nou met almal, ja, hy almal om die lyf, en hy is nou vol liefde, en hy kan nie net genoeg vir almal sê hoe wonderlik hulle is, en hy praat allerlei mooi stories. En sy hande het skielik oopgegaan, nou wil hy vir almal nog 'n drankie en nog 'n rond te betaal. Dis wat drank aan 'n mens maak. Nou sê hy, die Bybel sê, moenie so onder die invloed van alkohol kom nie. Maar kom onder die invloed van die Heilige Gees, dat hy vir jou die woorde gee, dat hy deur jou begin praat, dat hy jou vrymoedigheid gee, jy wat skaam is, teruggetrokke is, dat hy jou nou help om te getuig. Laat die Heilige Gees jou beheer, dat jy nou vrygewig raak, dat jy jou hande oopgaan en jy vir mense net liefde wil gee en hulle wil uitreik en hulle wil dien en wil help en dat jy nie meer geld so vashou nie. Ja, moenie onder die invloed van alkohol kom nie, kom onder die invloed van die Heilige Gees. En dit is interessant as jy gaan kyk na die oorspronklike, is die vertaling eintlik duideliker en beter as daar staan, word voortdurend deur vervul met die Heilige Gees. Dis in die imperatiewe opdrag, maar is duratief, so dit teenswoordige deelwoord wat beteken voortdurend, moet jy aanhou om die Gees toe te laat om jou te beheer. So dis 'n verhouding. Jy weet, as 'n mens gaan kyk na die vertaling van die Heilige Gees, dan is Gees eintlik onpersoonlik. Jy sal sê, die Gees wat hier is, dit is aanvoelbaar, of dit is baie negatief, of dit is so opgewonde. Maar die Bybel vertel die Heilige Gees se Gees met 'n persoon. Die Heilige Gees, nie dit nie, dit sal julle vervul nie, nee, hy sal julle vervul. Hy sal julle in die volle waarheid leer. Hy sal julle onderrig. Hy sal die skrifte aan julle openbaar. Hy sal die gawes van die Gees aan julle gee. Hy sal sy vrug in julle laat verskyn. Die Heilige Gees moet hom nie bedroef nie. Hy's 'n persoon. Hy's 'n goddelike wese, 'n goddelike persoon. Dis hy wat jy moet eerbiedig en gehoorsaam en toelaat om jou lewe te beheer. Is nie 'n dit of 'n krag of 'n invloed, jy soek hierdie kragtige invloed of ervaring of belewenis nie. Nee, dis 'n persoon met wie jy dan kan leef in 'n verhouding. Jy kan saam met die Gees wandel. Daarom sê die Bybel ook, wandel deur die Gees, tree vir tree waar jy gaan, dat die Gees jou lei, dat hy jou vat na die groen waterweë en die water van rus, dat hy jou deur die donker dal vat, dat hy vir jou veilig lei, dat die Gees die beheer van jou lewe behou. Daarom is dit duratief, voortdurend. Sorg elke oggend as jy opstaan, dat die Gees die beheer het, in daai moeilike situasie, in daai besluitnemingsoomblik, laat die Gees die beheer neem, waar jy gekonfronteer word en aangeval word, of seer het, of swaar het, laat die Gees net die beheer kom oorneem, en hy sal vir jou daardeur lei, want hy is jou helper, hy het gekom om jou te help, hy is louter liefde, jy hoef nie vir hom bang te wees nie, jy kan hom vertrou, dis God se liefde, wat in jou 'n werklikheid word, en daarom as jy gaan kyk, wat leer die Bybel vir ons? As jy nou Efesiërs 5 verder gaan lees, dan gaan jy sien dat die Heilige Gees nie maar net kom vir 'n ervaring of 'n belewenis nie, maar hy kom om 'n nuwe lewenswyse te vestig. Hy wil jou karakter en jou persoonlikheid verander, dat jy soos Jesus word, met meer liefde, met meer vrede in jou hart, met blydskap in alle omstandighede, met vriendelikheid. Dis die vrug van die Gees. Gaan kyk bietjie Galasiërs 5 vers 22 en 23. Hoe hy vir jou nederigheid kom gee. Hoe die Gees vir jou kom help om te verander. Hart vol goedheid.
'n hart vol selfbeheersing, 'n lewe met volharding, 'n lewe met geduld, 'n lewe wat 'n sagte gemoed het teenoor ander, wat omgee vir ander, wat nie meer selfsugtig lewe nie, maar vol van God se liefde is. Dis God se plan. Hy wil jou met sy gees vervul, dat die wêreld vir Jesus in jou kan sien en kan ervaar. En natuurlik wil hy met sy gawes jou kom toerus, vir jou woord van wysheid gee, dat jy hierdie ding kan ontknoop, en dat jy kan 'n antwoord gee wat uit God is, wat jy nie eens uitgedink het nie. Kennis wat jy nie geweet het nie, hy vir jou kom gee om hierdie persoon te help. Dat hy vir jou onderskeiding gee om te sien, hierdie ding is nie van die Here nie, hier is die duiwel se hand in. Om te sien, dis die Here wat hier besig is om te werk. Gawe van profetiese woorde wat hy vir jou uit God se hart, die regte woord vir die regte persoon, op die regte tyd kom gee. Ja, dat die Here jou gebruik om mense op te bou. 'n Woord, 'n aanraking, 'n wonderwerk, 'n genesing, 'n taal waar jy nie meer weet hoe om te bid nie. Hy in jou kom bid, 'n engeltaal. En hy deur jou bid en hy deur jou werk. Daar's 'n nuwe dimensie wat die Gees vir jou lewe wil oopmaak. Wil jy nie jou hart oopstel nie? Wil jy nie sê, Here, kom maak dit Pinkster in my lewe nou, soos nog nooit tevore nie? En as jy nou verder gaan lees in Efesiërs 5, dan begin hy te sê, pas op vir drank, maar weet dat jy nou onder die invloed van die Heilige Gees moet lewe. En dan sê hy, hoe gaan dit uitwerk? Hoe gaan dit uitspoel hierdie stroom al verder? Hy sê, die eerste ding wat gaan gebeur is, jy gaan nie begin om die Here te loof. Jy gaan nou op die Here begin fokus, jou stilte tyd gaan nuwe lewe kry, jy gaan begin sing, jy gaan begin verander, uit jou hart uit gaan jy dankie sê, jy gaan nie meer so 'n negatiewe mor persoon wees nie, jy gaan nou vol van die blydskap van die Here en van dankbaarheid wees, jy gaan die positiewe goed raak sien. Gaan lees bietjie wat staan daar in Efesiërs 5, vers 19 sê, en sing onder mekaar psalms en lofsange en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here, en dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. So hy verduidelik dat word vervul, en jy gaan sien hoe dit jou stilte tyd en jou verhouding met die Here gaan beïnvloed, en dat daar 'n nuwe dimensie van lofprysing gaan kom. Maar jy gaan ook sien, dit gaan jou huwelik raak. So prakties is dit. Hy sê dan, hierdie geesvervulling gaan dan die verder gevolg hê, dat jy mense, jou lewensmaat nou gaan op die hande dra en lief hê. Manne, julle moet julle vrouens lief hê, soos julle julleself lief het, en julle self opoffer vir haar. Gee julle vir julle vrouens, offer op vir hulle, help hulle om beter te word, om heiliger te word, om meer soos Jesus te word, om gelukkiger te wees en meer vrede te hê. Help hulle, wees vir hulle die man wat God bedoel het jy moet wees. En vrouens, respekteer julle mans en leef naby aan julle mans en sorg dat julle in 'n eenheid saam lewe, sodat julle hierdie kinders reg kan grootmaak. En dan gaan hy aan in die volgende gedeelte 6 vers 1 tot 4, praat hy oor hoe as die Gees jou vervul, hoe gaan jou verhouding teenoor jou kinders verander? Hy sê, die kinders se lewens gaan verander, jou lewe teenoor hulle gaan verander. 6 vers 1 sê, Efesiërs, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar's nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning, soos die Here dit wil hê. Jy sien, as die Gees jou vervul, is dit nie net so vage mistigheid hier so in die lug, 'n ervaring of 'n gevoel nie. Dis prakties om jou kind naby jou te bring, om vir daai kind van die Here te leer, deur die Gees vir hierdie kind te vorm soos klei in die pottebakker se hand, hierdie kind te leer wat is reg en verkeerd, deur hierdie kind van die Here te vertel en hierdie kind lief te maak vir die Here en hierdie kind te demonstreer en te modelleer van hoe 'n Christen lyk, deurdat daai kind net na jou lewe kyk. Ag, en kinders wat geesvervuld is, hulle is geleer van die Here. Ouers het hulle vertel van die Here en hulle gehoorsaam hulle ouers.
En die paas doen niks wat hulle kinders van hulle kan vervreem of opstandig maak nie. Hulle het hulle kinders so lief, hulle hou hulle kinders naby hulle wil nie hê die kinders moet van hulle vervreem raak en rebels raak en opstandig raak nie. Die Gees help vir hulle om die regte verhouding teenoor hulle kinders te hê. Uit hulle self kan hulle nie, maar die Gees kom help hulle om 'n goeie pa en 'n goeie ma vir hulle kind te wees en 'n goeie kind vir hulle ouers te wees. Geesvervulling is so prakties. Dis waar die Gees jou hele lewe in besit kom neem en elke faset daarvan kom beheer. Hy kom beheer ook jou verhouding by die werk. Daarom lees ek in Efesiërs 6 vers 5 tot 9 hoe dat hy sê, nou dat jy geesvervuld is, nou moet jy weet, dit moet nou sigbaar word by die werk. Die mense, jou werknemers, jou slawe, die wat by jou werk, hulle moet agterkom die liefde van die Here in jou hart. Jy moet met hulle praat oor die Here, hulle moet vir jou soos kinders wees, wat jy help om ook in die hemel te kom. Hy sê, vir die slawe ook, vir die diensknegte, vir die werkers, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie. Werk so slawe en diensknegte van Christus, wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf is en of hy vry is. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid, hou op om hulle te dreig. Hoor jy, hier's 'n nuwe verhouding tussen werkgewer en werknemer. Hier's 'n omgee vir mekaar, ons dreig mekaar nie, ons maak mekaar nie ongelukkig nie, ons is nie humeurig met mekaar nie, ons respekteer mekaar. En ek werk, die werk wat ek doen ek op my beste, want ek doen dit nou vir die Here, ek is in die Here se diens, ek is sy kind, ek is sy slaaf, sy diensknegt. En daarom doen ek dit van harte, asof vir die Here. Dis die geheim, dat geesvervulling is nie maar net ietsie hier, 'n gevoelietjie in my binneste nie. Weet jy wat? Die Here wil jou vervul deur sy Gees. En as jy onkundig was tot nou, wil hy vir jou sê, ek wil 'n nuwe pad met jou begin stap. Ek wil jou lewe kom oorneem. En ek wil vir jou 'n nuwe geestelike horison oopmaak en 'n nuwe geestelike vrugbare tyd in jou lewe laat aanbreek. So, as jy sê, ek wil graag vervul word, hoekom is mense nie vervul nie? Weet jy hoekom is hulle nie vervul nie? Ek het gesê omdat hulle onkundig is. Hulle weet nie wat 'n verskil die Heilige Gees in 'n mens se lewe bring nie. Hulle weet nie dat dit God self is wat as drie enige God nou ook deur sy Gees in jou woon nie. Hulle is onkundig oor die drie eenheid, is onkundig oor die werking van die Gees, oor die gawes, oor die vrug. Hulle is onkundig. En daarom hou hulle die Gees op 'n afstand. Maar die tweede rede is, hulle bedroef die Gees. Hulle weet dat die Gees is die Heilige Gees en hulle laat sonde toe, onheiligheid in hulle lewe. Dit gaan die Gees van God bedroef. Dit gaan hom eenkant stoot. So jy kan nie vervul wees met die Heilige Gees as jy nog sonde wil toelaat nie. Jy moet 'n keuse maak teen sonde. En dan sal die Gees van God weet jy's ernstig en dan sal hy jou beheer en jou vervul. So Efesiërs 4 vers 30 sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie deur onheilighede. Ons kan dit doen. Stop dit, verander dit, bely dit en gee jou oor dat die Gees jou lewe volkome kan vervul. Maar jy gaan ook moet weet dat die groot weerstand wat ek ontdek het, hoekom ek nie die Gees wil toelaat om my volkome te beheer nie, is my ou natuur, is my trots. Ek wil maak soos wat ek wil. Ek wil nie oorgee nie. Ek vertrou hom nie. Sê nou hy doen dit met my. Sê nou hy vat my meisie van my weg. Sê nou hy stuur vir my weg China toe. Sê nou ek mag nooit weer lag in die lewe geniet nie. Nou wil ek nie meer gee nie. Ek wil nie meer oorgee nie. Ek is bang. Ek vertrou hom nie. Moenie dat jou ou natuur nog 'n vashou nie. As ek dink hoe ek daai aand geredeneer het en selfs met die dominee tyd gaan stry het, dat hy verstaan nou nie mooi hierdie vervulling met die Heilige Gees terwyl ek totaal onkundig was. Dis eintlik met my ou natuur wat stry en wat veg en nie wil oorgee nie. Maar as jy by daai punt is in hierdie oomblik dat jy wil oorgee, dan wil ek vir jou sê, dis God se begeerte om jou te vervul. Luister wat sê hy. Jesus self het gesê in Lukas 11 vers 13, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders
goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. So wat sê hy? Hy sê jy moet net vra, dis al. Hy wil. As jy gewillig is om die Heilige Gees te vra om jou lewe se beheer oor te neem, dan gaan hy dit nou doen. En moenie rus voordat jy seker is dat jy die beheer oorgegee het nie. En onthou, word voortdurend deur vervul. Bly kies vir die Gees. As jy weer jou ou natuur ervaar en hy kom weer na vore, kruisig hom. Neem jou kruis op, sterf in jouself en gee die beheer aan die Gees oor. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ek weet U vir al my sonde aan die kruis gesterf het. Ook vir my koppigheid en my trots en my eie willigheid en my weerstand teen U. Heilige Gees, ek is jammer dat ek U weerstaan het vir lank in my lewe, dat ek nog my eie lewe wil beheer en dat ek self op die troon van my lewe wil sit en die koning wil wees. En Here, ek bely dat ek nou van die troon afklim, dat ek sterf in myself en dat ek vir U die beheer oorgee. Kom, vat nou die beheer, Heilige Gees, vervul elkeen wat nou wie se hart oop is, vervul hulle met U volheid, neem die beheer van hulle lewe en verander hulle en gebruik hulle soos wat U wil, dat U plan wat U met hulle het nou in vervulling sal gaan. Dankie dat U ons gehoor het en dat U ons vervul het en dat U nou saam met ons is en deur ons gaan leef en werk en getuig. Ons eer U, Jesus ons Here. Amen. Glo die Here het gehoor en verhoor wat jy gebid het.